1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hierdie is een van die mees populêre skrifgedeeltes wat deur die kinders van die Here gebruik word. Dit word gebruik as 'n motiveringsvers om vreesloos te lewe, of hoe om een of ander onvervulde lewensdoel te bereik, of dit word ook gebruik om Satan en sy demoniese magte te verslaan op jou pad na sukses. Ensovoorts, 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 né? Hierdie vers word ook gebruik om mense aan te moedig dat hulle enige struikelblok in hulle lewe kan oorwin. Nou dit is alles waar, ons kan dit so gebruik, maar hierdie vers het eintlik 'n baie spesifieke doel voor oë wat niks te doen het met slegte baase of ontroue vriende of selfs lewensdrome nie. Wat die Here eintlik in hierdie spesifieke vers aan ons sê, is dat ons valse profete en hulle leerstellings waarna hy in die eerste vers verwys, moet oorwin. Hoor wat sê hy in die eerste vers, 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in hierdie wêreld uitgegaan. Jy weet, dit is hartseer dat 1 Johannes 4 vers 4 amper nooit binne hierdie konteks van die hantering van valse leraars of sogenaamde profete gebruik word nie. Trouwens, baie valse leraars en profete gebruik juis hierdie vers om hulle eie teologie en uitsprake te bekragtig en om dit te ondersteun. Dit word gereeld gebruik as 'n motiveringsinstrument om mense aan te moedig om hul eie drome en begeertes te jaag. Die bedoeling van hierdie vers is egter om vertroue en standvastigheid aan ons te gee teen valse leerstellings en teen valse uitsprake. Teen valse profete en mense wat verkondig dat die geopenbaarde woord van God vernuwe moet word met nuwe, spesiale openbarings en dinge wat moet gebeur asof dit van die Here kom. Teen mense wat daarop aanspraak maak dat hulle visioene en nuwe profeseë het wat nie in die Bybel gevind kan word nie. Hier is daar die mense wat baie maklik sê, die Here het vir my gesê, en dan 'n verklaring of 'n uitlating maak. Maar weet jy wat, ons as kinders van die Here moet altyd onthou, slegs deur getrou te bly aan die leringe van die Bybel, dit wat in die skrif kan ons seker wees dat ons inderdaad van God is, en dat hy in ons is, dat sy woord in ons is, en dit alleen beskerm ons teen die planne van valse leraars en profete wat die Christendom wil infiltreer. Weet, ons as kinders van die Here hoef nooit die waarheid van die woord te verdedig nie. Die waarheid sal homself verdedig. Johannes 17 vers 17, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Kan jy sien, daarom moet ons in hierdie waarheid altyd bly, en nie sommer enige woord van enige mens aanvaar as autentiek en waar nie. Heilig hulle in u waarheid, sê Jesus, u woord is die waarheid. Ons behoort daagliks die Here te dank dat sy geopenbaarde woord ons alles gee wat ons nodig het om staande te bly teen al die aanvalle van die bose en om ons eie wedlope suksesvol te voltooi. Ons blydskap moet alleen gegrond word op Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En is hierdie woord, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ek wil u aanmoedig, bevry jouself van verkeerde denke, van verkeerde persepsies wat deur iemand in jou lewe geplaas is wat nie skriftuurlik is nie. En die Here moedig ons aan in Filippense 4 vers 8 en is al hoe ons kan bevry, want dan is die gees van God in ons. Hy sê, verder broeders, medegevesgenote, bloedbroers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deug en wat lof daar ook mag wees, bedink dit.
En deur dit te doen, deur dit te bedink, luister net na die volgende wonderlike belofte van die Here aan jou. Die volgende vers in Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ja, baie uitsprake word gemaak en dinge word gesê, maar ons moet altyd onthou, Here, U vrede is in my, dis U wat my hart en my denke sal bewaar, want groter is Hy wat in my is, as enige iets wat anders praat, as wat die woord van God sê. Ek wil afsluit met daardie wonderlike gedeelte in Jesaja 40 vers 8. Luister wat sê die Here nou vir jou. Hy sê, die gras verdor en die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. Dankie daarvoor, Here. Amen.